sal mense wat onreine diere eet, soos varkvleis, garnale, kreef ensovoorts, hemel toe gaan. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer. Handelinge 17:30. Hierdie vraag spreek mense aan wat die diere eet wat God onrein noem en ongeskik is vir die menslike gebruik. Is dit sonde nou? Wel, dit hang af van wat die Here aan die persoon geopenbaar het op daai oomblik. Die Bybel wys dat ons wat weet dat God verbied om hierdie diere te eet, ons dit moet vermy. In Daniël 1 het die Babiloniërs byvoorbeeld vir die profeet Daniël 'n dieet aangebied wat onreine kosse ingesluit het. Hy het gesê: "Ek kan myself nie verontreinig met 'n gedeelte van die koning se kos nie." Hy sou eerder gesterf het voordat hy die Babiloniërs se kos geëet het, wat hy geweet het van beter nie reg is nie. Dit is regtig 'n kwessie van lojaliteit. Wat sal jy doen as jy die waarheid leer? Verseker sal daar waarskynlik 'n ontelbare aantal gelowiges in die koninkryk wees, wat waarskynlik dinge geëet het wat die Bybel verbied, bloot omdat hulle nie van beter geweet het nie. Dit is waarom Handelinge 17:30 sê, hierdie tye van onkunde het God oorgesien. Wanneer ons nie die kennis het nie, bewys God aan ons hierdie barmhartigheid. Sonde word geïdentifiseer as om goed te weet, maar dit nie te doen. Dit is een van die Bybelse beginsels en definisies daarvan. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Jakobus 4:17. Wanneer ons God se wil ken en nie doen wat hy vra nie, is dit sonde. 1 Korintiërs 3:16 vra vir ons: weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Dit maak dit heeltemal duidelik dat ons liggaam God se tempel is. Dit maak vir die Here saak hoe ons daardie tempel behandel. Dus, of dit nou in die Sabbat onderhoudend is, of in die liggaam insit wat nie in behoort nie. Die tempel van die Heilige Gees te eer, is wat God wil hê ons moet doen. Hy gaan ons gee, net wat ons nodig het. As jy die waarheid ken, maar nie daarop reageer nie, wat sê dit vir God? Kom ons bid saam. Liewe Heer, maak my gewillig om gehoorsaam te wees aan U gebooie. Gee my die krag om altyd te doen wat ek weet is reg en om te voldoen aan die lig wat U aan my gee. In Jesus naam alleen. Amen.